Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord ons vandag voed om in U vas te staan. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 11 verse 27 tot 34. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle, en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Daarom, my broers, as julle saamkom om die nagmaal te vier, wag vir mekaar. As een van julle honger is, moet hy liewer by die huis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring as julle by mekaar kom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek daar kom. Paulus lê die klem op selfondersoek, om tot die besef te kom dat die nagmaal gelowiges verenig deur die liggaam en bloed van Christus. Enige handeling tydens die gebruik van die nagmaal wat handhawing van hierdie eenheid in Christus teestaan, is sonde. Die oordeel van God rus op alle ongepaste deelname. Dit is beter om die dinge wat kan aanleiding gee tot ongepaste deelname voor die tyd uit die weg te ruim. Hy gebruik hier die voorbeeld om eerder jou honger te stil, sodat jy nie jou uit honger spoedig verlustig aan die brood en wyn nie. Alhoewel dit 'n baie praktiese saak is, het dit ook baie met die geestelike kant van ons lewe te doen. Deur met wysheid op te tree, kan jy met ander woorde sonde teen die liggaam en bloed van Christus verhoed, deur proaktiewe optrede. Hierdie gesprek van Paulus is 'n duidelike en 'n praktiese voorbeeld van hoe 'n mens geestelik en liggaamlik kan oorlog voer teen sonde. Jy moet kan onderskei waarop 'n saak neerkom en dan daarvolgens optree tot ondersteuning van die waarheid. Mag ek en jy deur die krag van die Heilige Gees met proaktiewe wysheid optree, ten einde op gepaste wyse om te gaan met die nagmaal. Mag hierdie proaktiewe handeling gefestig in waarheid deel wees van die wapenrusting wat ons daagliks dra. Kom ons bid saam. Here, mag ons deur